Etienne hoofsekretaris by Solidariteit van die openbare sektor. Hier aan my linkerkant het ek vir Bianca Smit, die netwerkkoördineerder van ons maatskaplike netwerk, en vir Dr. Elsje Herman, hoof van navorsing en opleiding by Solidariteit Helpende Hand. Ons gaan vanmiddag met julle 'n bietjie gesels oor van Suid-Afrika se maatskaplike kwessies en meer spesifiek die maatskaplike beroep en maatskaplike werkers in geheel en die uitdagings wat hulle ondervind in ons land. Reg, so Elsje, kom ons begin by die krisisberaad wat Solidariteit en Solidariteit Helpende Hand dan in 2024 aangebied het. Dis gevolg deur 'n toekomsberaad dan in 2025. En ek het gedink dit sou goed wees as jy dalk net so 'n bietjie kan verduidelik waar dit vandaan kom. En dan ook dalk net so 'n bietjie uitbrei oor wat die uitdagings is van 'n maatskaplike werker en wat hulle beroep behels. Wat is 'n maatskaplike werker? Ag, dankie Helgaard. Dit is vir my lekker om vandag hier saam met julle te kuier. Ja, ons het die krisisberaad gehad verlede jaar, want ons het besef maatskaplike werk en maatskaplike werkdienste is regtig in 'n groot krisis. En ek dink nie mense besef wat se impak dit op die samelewing gaan hê en wat se impak dit op gemeenskappe het, né? Nou 'n maatskaplike werker, as mens hoor maatskaplike werk, dan dink jy aan daai tannie wat voor jou huis stop, ingaan en kinders vat en in 'n kar indruk en dan in 'n kinderhuis gaan aflaai. Maar dit is en hulle staan gewoonlik bekend as die social workers. Maar dit is nie al wat 'n maatskaplike werker doen nie. Ja, ons doen 'n gedeelte statutêre werk, maar waar jy mense kry, daar is eintlik 'n maatskaplike werker nodig. As jy gaan dink aan 'n skool, die onderwyseres is daar om die kind te leer, maar as daar emosionele probleme is, wie word op die ouend gebel? Dit is die maatskaplike werker. Die maatskaplike werker lewer dan daaddiens en berading en ondersteuning. As ons kyk na 'n kerk, ons het 'n pastoor en dominees by die kerke en diakonie wat mense help, maar op die ouend van die dag, as die antwoorde min word, dan bel hulle ook maar 'n maatskaplike werker en sê kom help. As ons na 'n hospitaal of te huise toe gaan, die tannie het nou dementia, wie praat op die ouend van die dag met die gesin en met die kinders? Dit is 'n maatskaplike werker wat dit doen. En so ook in enige korporatiewe werksomgewing het mens bedryfsmaatskaplike werkers. So maatskaplike werkers is regtig die binders van 'n gemeenskap en hulle is verskriklik nodig. En as hulle nie daar is nie, val die hele gemeenskap eintlik 'n bietjie uitmekaar uit. En dit is wat ons sien in Suid-Afrika ook op hierdie stadium. Dankie. Ek dink 'n ander ding wat ek graag sou wil byvoeg, wat baie belangrik is en wat mense nie besef nie, is hoe 'n geweldige spesialistveld dit is. Maatskaplike werkers se grootste uitdaging is eintlik om op die voorste punt te bly van opleiding, heeltyd opgeskerp te bly. Opleiding is 'n uitdaging en baie maatskaplike werkers, mense besef dit nie, maar dis gegradueerde mense, hoogs gegradueerde mense en goed opgeleide mense, en sodra hulle nie so spesialiste optree nie, dan het mense natuurlik uitdagings. So mense besef nie eintlik ook hoe blootgestel die beroep is nie, juis as gevolg van die feit dat dit 'n baie spesialistveld is. Ja, en dit is ook natuurlik een van die goed wat by die krisisberaad uitgekom het, is dat die maatskaplike werkers voel, daar moet meer spesialiseringsvelde ook wees op die ouend van die dag. Nou as ek nou gaan gaan na die krisisberaad, ons het regtig by Solidariteit Helpende Hand en Solidariteit besef dat maatskaplike werk in 'n groot krisis is. En toe het ons die krisisberaad gehou. Uit die krisisberaad het ons toe nou taakgroepe saamgestel en die taakgroepe van maatskaplike werkers het op die ouend van die dag vir ons baie insette gelewer, wat vir ons na die toekomsberaad toe gevat het. Ons het 4 areas geïdentifiseer in die krisisberaad, naamlik wetgewing, maatskaplike beroepe, befondsing en Bianca, kan jy die 4 onthou nou? Dienslewering. Ja, wat ons toe gesien het is regtig krisis in die beroep.
Dankie. Bianca, dan wil ek eintlik vir jou vra om so 'n bietjie uit te brei op die prosesse wat gevolg het op die krisisberaad, want ek dink soos wat Elsja nou verduidelik het, die doel van die krisisberaad was om so 'n bietjie gewig te gee aan wat hierdie krisisse alles behels, wat is die omvang daarvan en om van die beroep af die inligting in te samel. En daartoe 'n proses gevolg en ek dink dit sal goed wees as jy dalk net kan verduidelik wat daai proses behels het en hoe ons toe nou op die einde van die dag by die toekomsberaad uitgekom het. Dankie Algard. Ja, so tydens die taakgroepe, ek was direk betrokke by elke taakgroep. Hulle was opgedeel in kinderbeskerming, bejaardesorg, gemeenskapsontwikkeling. So ons het regtig probeer om meeste areas van maatskaplike werk te dek. En daartydens het ons die verskeie onderwerpe deurgetrap. Ons het elke 2 weke ontmoet vir 90 tot 120 minute en saamgesit en die uitdagings, nie net die hele tyd die uitdagings gelys nie, want ons is 'n selfdoen netwerk. Ons gaan nie net hierso sit en die hele tyd praat oor die uitdagings nie. Ons het gesit en dink aan praktiese oplossings. Oplossings wat ons kan vat. So ons het die hele tyd die gesprek teruggevat na, okay, hierdie was die uitdaging, maar wat is die oplossing hiervoor? En dit is wat ons toe gevat het, saam met ons navorsing en ons het die toekomsberaadsplan, die plan wat ons visie saamgestel het, daaruit opgestel. Dankie. Ek dink 'n belangrike ding wat ek graag sou wil byvoeg ook, en waarop ek dink ons dan net nou 'n bietjie kan uitbrei, is ook die feit dat ons met die befondsingsprobleem besef het dat daar 'n groot afhanklikheid is van die maatskaplike omgewing op die staat. En ons het eintlik tot die besef gekom dat 'n mens jou nie winsgewende organisasies gaan moet in staat stel om buite die staat te funksioneer en nie so afhanklik te wees nie. En ek dink dit is 'n belangrike element wat 'n mens nie moet mis nie. Bianca, ek weet nie of jy dalk 'n bietjie wil gesels oor wat die inhoud van die plan behels, en dalk net so 'n bietjie uitbrei daarop. Nou nie elke element nie, maar so 'n bietjie meer vleis in dit sal gee. Ja, sekerlik. Algard se die plan het fisies al die aanbevelings van die taakgroepe gaan lys en daar was regtig baie. Party van dit is dalk baie langtermyn beplanning, maar daar was fisies so die plan is toe op die einde van die dag vervat in korttermyn, mediumtermyn en langtermyn aksieplanne en van die planne sluit dan natuurlik in om 'n interpretasie wetgewingsgids te maak want een van die groot uitdagings wat ons tans ervaar is dat Suid-Afrika het goeie wetgewing, maar die interpretasie daarvan is 'n uitdaging. Ons het een van die sterkste kinderwette in ons land, maar die interpretasie daarvan ontbreek. Ek kom nou net van 'n departementele vergadering af waar die departement van maatskaplike ontwikkeling is en daar was ons in debatte oor goed so eenvoudig wat beteken die beste belang van die kind. In sekere aspekte sien hulle die beste belang van die kind as hy moet by sy ouers bly, maar in sekere gevalle is dit nie in die beste belang van die kind om by jou ouers te bly nie. En dit is hoekom daar's verskeie goed gewees rondom befondsing, rondom interpretasie van wetgewing en ons het gegaan en ons het binne dit ons dit gaan opbreek. So om nou elkeen nie te lys soos jy dit reg sê, gaan nogal baie wees, maar hierdie plan kan nog steeds afgelaai word op Helpende Hand se webtuiste. So as enigiemand meer detail oor alles spesifiek wil hê, kan hulle daar gaan kyk. Maar een van die goed wat ons ook moet aanspreek is om vir hierdie maatskaplike organisasies 'n wêreld anderkant die staat te help sien. Iets wat ek tydens die taakgroepe nogal agtergekom het, is dat dit iets is wat vir maatskaplike organisasies baie moeilik is om te sien. Maar as ons kyk na hoe dit tradisioneel gewerk het, tradisioneel het jou gemeenskap, jou boere, jou werksplekke na die kerke gekyk en die kerke het na die gemeenskap se behoeftige mense gekyk. Maar ons het nou in 'n kultuur verval waar almal 100% afhanklik is van die staatssubsidie. En as hulle nie daai staatssubsidie kry nie, moet afleggings gebeur. En dan val die hele stelsel plat. Mense kry nie ondersteuning nie, maatskaplike werkers sit sonder hulp en die gemeenskap kyk nie meer na hulle mense nie, want hulle weet nie waar daai geld heen gaan nie. So dit is wat ons hier wil sit, is om 'n aktiewe befondsingsmodel vir mense neer te sit en weer vir die gemeenskap aan te beveel om hulle eie mense weer te begin ondersteun, want daar is ruimte daarvoor. Dankie Bianca. Ek wil eintlik hê jy moet hier inval want ek dink dit vloei lekker in by wat Helpende Hand doen. Helpende Hand is eintlik juist so 'n tipe organisasie wat op 'n volhoubare manier probeer
om maatskaplike hulp op 'n ander manier te doen as wat 'n mens daaraan gewoond is. In die Suid-Afrikaanse konteks beteken maatskaplike hulp ons kry grants. Jy weet, so ons deel toelae uit en die staat gaan graag uit in die publiek en spog eintlik daarmee, weet hoeveel mense nou eintlik afhanklik is van hulle en dis juis wat 'n mens nie probeer doen wanneer jy maatskaplike hulp bied nie. En ek dink help in 'n hand kry dit goed, baie van die goed wat in die plan is eintlik ook konsepte en beginsels wat help in 'n hand reeds leef. So ek sou graag wil hê weet dat jy dalk so 'n bietjie uitbrei oor daai selfstandigheidsmodel as ek dit kan noem. Elgaard, ek het 'n bietjie statistiek saamgebring en ek wil dit gou vir julle gee. Nou die maatskaplike toelaas, kom ons begin by die departement maatskaplike ontwikkeling se begroting. In 2024-2025 was die begroting 275 miljard. 2025-2026 gaan die begroting 294 miljard wees. So dit is 6.9% hoër. Maar 284 miljard van hierdie geld gaan vir toelaas. So 96% van die departement se geld gaan net vir toelaas. En dit is omtrent 27 miljoen mense wat dit ontvang. Dit is glad nie volhoubaar nie. Mens sit mense regtig in 'n afhanklikheidsposisie. Daar's geen ekonomiese groei op die ou end van die dag nie. En daarom sê ons by Solidariteit Helpende Hand baie sterk, op die ou end gaan dit oor werksyn en nie welsyn nie. Ons moet vir mense die geleentheid gee om hulle werk te kan doen en hulle welstand self ook na te kyk, sodat ons werksyn bevorder in ons land. As ons gaan anders soos wat ons aanhou, gaan hierdie prentjie net nog donkerder word vir ons. Dankie. Ek dink 'n ander belangrike element vir albei helpende hand is die feit dat daar 'n groot fokus is op opleiding en dis natuurlik alwaar daai volhoubare model inkom waar mense die vermoë gegee word om dan na hulle self om te sien op 'n sekere stadium en nie net 'n toelaag kry waarvan jy vir ewig afhanklik is nie. Ek weet nie of jy dalk iets meer wil sê oor die opleidingsmodel aan die agterkant nie. Ja, vir ons is dit baie belangrik. Ons sê opvoeding, ontwikkeling en opleiding is baie belangrik. Ons het ook dan in ons streke verskeie opleidingsgeleenthede wat ons vir gemeenskappe aanbied. En dan het ons ook die opleidingsinstituut waar ons versorgers spesifiek dan oplei. Want ons sê ons gee nie net vir mense teorie nie, ons lei iemand op om regtig ten volle in die werksplek te gaan staan. Ons kyk na hulle welstand, ons vorm hulle as mens op die ou end van die dag. Ja. Dankie. Bianca, ek kyk die beroep verkeer onder geweldige druk. Mense sien gereeld in die media. In die eerste plek sien 'n mens 'n klomp berigte oor befondsing wat die staat dan nou nie gee aan die verskillende nie-winsgewende organisasies. Dis die een element. Die ander ding wat 'n mens gereeld in die media sien is waar spesifieke sake uitgelig word en die hantering daarvan en die maatskaplike werker eintlik in persoon aangeval word en die platform word geskep vir die slagoffers of die mense rondom die slagoffers om hulle stemme te opper, maar die maatskaplike werker is so half altyd op die agtervoet. Ek weet nie of jy dalk 'n bietjie meer wil sê rondom weet daai tipe van goed, hoe dit in die beroep ervaar word en wat se uitdagings dit vir die beroep skep en dan laastens weet hoe 'n mens dit potensieel kan hanteer nie en of dit in die plan aangespreek word. Algaard, so die Solidariteit Maatskaplike Werkersnetwerk het om en by nou so 800 maatskaplike werkers wat deel is van ons netwerk. So ons het al 'n redelike goeie oorsig oor van die uitdagings wat hulle ervaar en befondsing, soos jy reg sê, is een van die groot goed en dis een van die groot goed wat tans in die media daaroor gesê word. En ek dink dit is presies wat ons dan eintlik genoem het, dat ons wil hulle net 'n alternatiewe befondsingsmodel leer. Maar as dit kom by die maatskaplike beroep, so dit is juist hoekom die krisisberaad oor die befondsing en die maatskaplike beroep gegaan het. Die maatskaplike beroep word geweldig aangeval. En een van daai goed is deur die media, behalwe dat daar bekommernisse is oor die gehalte van maatskaplike werker wat tans afstudeer en die beskikbaarheid van gehalte poste, is die ander uitdaging dat hulle geviktimiseer word op 'n regtige erge vlak
dat hulle eintlik nie meer die beroep nie, dat dit eintlik al op skoolvlak word die jong mense aanbeveel om nie maatskaplik te gaan studeer nie. So dit is 'n bekommernis oor waar gaan die gemeenskappe wees oor die volgende 10 jaar van nou af. En dit is soos ek sê, so ons is in proses rondom hoe ons die beeld kan lig van maatskaplike werk, hoe ons die media meer bewus kan maak van die victimisering wat ook aangaan, want soos jy eintlik maar sê, die krag word eintlik aan die persoon gegee wat die misdaad gepleeg het, en die kind word blootgestel, en die maatskaplike werker word blootgestel, en op die einde van die dag is daar net geen hulpmiddels nie. So, behalwe dat ons hierdie al op nasionale vlak by die kinderbeskermingsforum aangespreek het rondom kinders wat gebruik word as hierdie pionne, het ons ook die maatskaplike werker daar aangespreek, en ons is in proses om te kyk hoe ons hierdie maatskaplike werker meer kan beskerm teen hierdie goed. So dit sal nou begin van om eintlik maar die wetgewing te begin verander rondom wanneer mag kindersake byvoorbeeld in die koerant gebruik word as 'n alternatiewe manier hoe hulle eintlik maar litigeer, en dit is nie 'n effektiewe manier nie. So ja, ons gaan kyk na hoe ons planne in plek kan sit vir dit, en daai inligting aan ons maatskaplike werkers beskikbaar stel, regsadviesplatforms vir hulle beskikbaar stel, waar hulle kan gaan om hierdie tipe hulp te kry. Dankie. Ek dink 'n belangrike element is ook die feit dat baie van hierdie kom ons noem dit nou maar publieke veldtogte gedryf word deur drukgroepe. Wat dan die maatskaplike werker teiken en dan namens die slagoffer optree, as ons dit dalk so kan noem. En die netwerk op sigself, dink ek, is 'n teenvoeter daarvoor, want dit gee vir die maatskaplike werker die beskerming in die groter groep, as ek dit so kan stel. En ek dink dit is 'n belangrike element wat 'n mens nie moet mis nie. Also, wil jy iets sê? Ja, Elgert, ek wil by julle aansluit. Ek dink dit is verskriklik belangrik dat mens besef, deur die media wat maatskaplike werkers so aanval, word ons selfbeeld en ons selfvertroue ook as maatskaplike werkers is baie sleg vir ons. En dan is dit baie goed vir die beroepsnetwerk wat so 'n bietjie opstaan vir ons, en dit is regtig vir ons wonderlik dat julle daar is om ons ook 'n bietjie te beskerm. En wat mense nie altyd besef nie is, hulle wys die vinger baie vinnig na die maatskaplike werker toe. Maar daai saak is deur 'n hof. So mens moet, daar's soveel vingers waarheen jy kan wys op die einde van die dag. Dit is nie die maatskaplike werker se daarna kantoor en sy doen al hierdie besluite nie. Dit is daar's wetgewing en dit is deur 'n hofsaak. En daar's die besluit geneem op die einde van die dag. So ons moet regtig maatskaplike werkers se hande sterker maak in die gemeenskap. En daarvoor is julle netwerk baie goed daarvoor. Dankie, Bianca. Die een vraag wat ek dan nou het is, as 'n mens so kyk, die maatskaplike omgewing, het ons net nou gesê, het 'n groot afhanklikheid van die staat ontwikkel oor die jare, en die uitdaging is om mense 'n kopskuif te laat maak om te sê, maar ons kan onafhanklik van die staat funksioneer as maatskaplik of as nie-winsgewende organisasies ensovoorts. Julle het net nou aangedui dat in die krisisberaad was daar spesifieke oorhoofse temas of velde wat uitgekom het wat dan hierdie uitdagings bied. Nie al daai elemente is noodwendig iets wat neerkom op staatsafhanklikheid nie. Maar my vraag is, wat is die belangrike goed waarop 'n mens dan nou sal moet fokus om onafhanklik van die staat te kan funksioneer? Elgar, daar's 2 groot goed wat ons moet doen. Ons moet eers die kop skuif maak, dat ons nie alles met die staat hoef te doen nie. As ek vir 'n organisasie, as ons met 'n organisasies praat en hulle sê, hulle moet aan die ander kant die staat dink, dan die eerste ding wat hulle sê is, maar waar gaan ons geld kry? Ons kan nie sonder die staat nie. So, hulle moet, as ons net daai kop skuif maak om te sê, wat kan ons sonder die staat doen, het ons al klaar 'n groot tree geneem. Die tweede ding is, ons is baie reaktief in Suid-Afrika met maatskaplike werkdienste wat ons bied. Ons moet proaktief raak, ons moet voorkomende werk doen. En daarmee sê ek nie, ons moet nie krisisse hanteer nie. As krisisse op ons tafel kom, moet ons dit
onmiddellik en effektief en doeltreffend hanteer. Maar ons moet baie meer fokus op voorkomende werk. Laat daai maatskaplike werker as 'n saak op haar tafel kom, dit 'n regtige krisis is en dat sy genoeg tyd en ruimte het om daai krisis te hanteer. Want op hierdie stadium sit maatskaplike werkers met massas leers en sy moet kies wat kan sy vandag doen. En dan so mens kan nie effektief so werk nie. So daai twee goed. As ons dit kan doen. En ons het nie nou al die antwoorde nie, maar as mens net begin dink van ander kan die staat. Hoe gaan ons die gemeenskap verantwoordelik maak vir sekere goed? Dan het ons al baie ver gevorder. Ja, Elgard, ek wil daarbey aanlas. Gemeenskappe het eintlik begin ontbind van mekaar, as ek dit so kan stel. En dis waar die maatskaplike werker in die gemeenskap eintlik daai tou is. Want op hierdie stadium sit jy in omgewings waar hulpbronne eintlik nie effektief aangewend word nie. En dis ook hoekom daar dan nie effektiewe geld is nie. Want hulle het nie 'n database onder mekaar vir gedeelde hulpbronne nie. So in plaas daarvan dat 'n gemeenskap se maatskaplike instansies met mekaar werk, sien hulle mekaar as hulle kompetisie eerder, as wat hulle mekaar sien as vennote. En as jy begin op 'n plan neer te sit, wat ons as gemeenskap gaan ons hulpbronne verdeel, jy gaan 'n database hê om te sê, hierdie gesin was al hier gehelp, hierdie gesin was al hier by ons gewees, sodat daai ander instansie, daai fondse wat hulle het, meer effektief kan aanpas. Maar oor die gemeenskappe begin verwilderd raak het van mekaar. Hulle is eintlik verwyderd van mekaar af. Gebeur dit nie meer nie. En dit is wat ons wil aanmoedig. Ons wil die maatskaplike werkers in daai gemeenskap kry. Dr. Dirk Herman het onlangs gesê, hulle is soos 'n driedubbele tou wat nie maklik breek nie. Hulle is verbind eintlik aan almal in die gemeenskap. Hulle moet daai autoriteit opneem en begin om die gemeenskap weer bymekaar te bring en seker te maak dat as die persoon by AGS, by gereformeerde kerk, by die NG Kerk, moet daai kerke en daai maatskaplike instansies met mekaar werk om te verseker jou hulpbronne word effektief aangewend. En dit gebeur nie tans nie. En dis wat ons wil aanmoedig moet gebeur. Ons is ook besig om forums te stig oralster. En onlangs is daar in die Moed 'n forum gestig. En daar het die verskillende instellings bymekaar gekom in instansies. En hulle het nie van mekaar geweet nie. En net van daai een oggend saam kuier, kon hulle al 5 projekte saam aangepak het. So ja, jy is heeltemal reg, Bianca. Gaan maar aan, Bianca. Nee, ek wou net saamstem daar. Ons binne die maatskaplike werkersnetwerk het ons ook al saam met Helpende Hand verskeie forums gesprekke gehad. En ons het ook onlangs een in die Wesrand op die been gebring. En van daai maatskaplike werkers het 15 jaar laas met die ander organisasie kontak gehad. So jy kan nie effektief werk nie. En soos Elsha nou tereg sê, ek was betrokke by die Moedforum en daar het mense hand opgesteek wat sê, jy as 'n kinderhuis het probleme om vir kinders lisensies te kry. Ek het 'n bestuurskool, ek help. En dis hoe hulle begin selfverantwoordelikheid vat om die gemeenskap op te rig en weer reg te rig. Ek dink 'n belangrike ding is, dis 'n bydrae wat 'n organisasie maak, is nie net altyd 'n finansiële donasie nie. Daar's baie ander maniere waarop organisasies kan bydra en kan help. En daai tipe van goed identifiseer mens net wanneer hierdie organisasies saam om dieselfde tafel sit. Ek bly julle 'n bietjie uitgebrei oor die gemeenskappe ding. In Suid-Afrika is ons geneig om alles te wil sentraliseer. Groter die probleem, hoe meer sentraal hanteer ons dit. En dit is eintlik juist die verkeerdste ding wat 'n mens kan doen. 'n Mens moet eintlik daai probleemoplossing so ver as moontlik afwentel. So my vraag is, ons het nou hierdie plan. Wat gaan ons met hom maak van hier af? Want wat 'n mens nie sal wil doen nie is om hom van 'n sentrale punt af te probeer uitrol. So ja, Helgard, presies soos jy nou eintlik sê. So ons verskoon nou die Engelse woord, maar ons gaan die plan op 'n roadshow vat. En ons gaan saam met ons in Helpende Hand se strukture in die verskillende gemeenskappe om gaan neersit. En ons gaan sê,
wat vat solidariteit se maatskaplike werkersnetwerk, wat vir verantwoordelikheid, wat vat helpende hand voor verantwoordelikheid, maar wat gaan jy as gemeenskap voor verantwoordelikheid moet vat? So ons gaan dit vir hulle so eenvoudig as moontlik verpak. So ons gaan na die verskillende streke toe gaan en ons gaan daar gaan sê, okay, hierdie kan net 'n sukses raak vir ons. Hierdie plan van hoop kan net 'n sukses raak as jy in die gemeenskap inkoop en ons sal self denkwyse begin aanneem. Elsha het nou gesê mense moet 'n kopskuif maak, maar mense kort partykeer daai plan om die kopskuif te maak. En dit is wat ons gaan doen deur om in Suid-Afrika verskeie dorpe te gaan besoek en die plan daar te gaan neersit. Ek dink die wonderlike ding is dat Helpende Hand het gelukkig reeds baie gevestigde strukture in gemeenskappe, juis rondom die maatskaplike omgewing. En dit is wonderlik dat 'n mens eintlik dan daai strukture nou nog verder kan benut en dit as 'n hulpbron kan gebruik om werklik goed deurdenkte en deurgewerkte plan wat eintlik ook vanuit die gemeenskap en die beroep kom dan nou te kan uitrol. Ek dink 'n belangrike element waaroor ons nog nie gepraat het nie, Elsie het net so 'n bietjie oor die beroep uitgebrei, maar ek weet een van die uitdagings is die verskillende spesialisvelde in die beroep. En ek sal graag net wil hê ons moet so 'n bietjie daaroor gesels, bietjie praat oor wat is daai verskillende spesialisvelde en hoekom dit tans 'n uitdaging is in Suid-Afrika dat daar nie noodwendig goed genoeg gefokus word op daai spesialisvelde nie. So op hierdie stadium is daar beperkte spesialisvelde wat regtig deur die maatskaplike raad erken word. Ons het onlangs wel 'n bietjie begin druk op hulle sit dat hulle meer spesialisvelde akkrediteer en ons is baie dankbaar om te sê dat dit wel die geval is. Die probleem is dat hulle nog steeds nie altyd keuring kry om te spesialiseer nie en dan natuurlik dat hulle dit nie geakkrediteer word by die Raad van Maatskaplike Beroepe nie, maar ons is reeds in proses met daai gesprekke en hoe meer spesialisvelde ons kan hê, hoe meer gefokus kan mense begin werk. So op hierdie stadium ja, daar is spesialisvelde wat geregistreer is, forensies is een van die groot goed, maar dat daar meer spesifiek daarna gekyk word. So kliniese maatskaplike werk is nou onlangs geregistreer as 'n spesialisveld en ek dink dit is uiters belangrik geweest vir dit om geregistreer te word in die gemeenskappe om daai ondersteuning te kan gee. Maar ek dink Elsha wat in die beroep ook self gestaan het, sal dalk bietjie meer kan bylas ook daarbey. Ja, vir ons as maatskaplike werkers is dit maar soos in enige ander veld, wil ons ook spesialiseer en dit maak ons ook jou werk wat jy op die ou end bied baie beter. Op hierdie stadium as jy net 'n generiese maatskaplike werker is in 'n organisasie, ja, ons het hulle nodig, maar dit is ook belangrik dat 'n organisasie kan spesialiseer, want dan kan jy net baie meer effektief jou dienste lewer. Ja, ek dink vir iemand wat nie noodwendig uit die beroep uitkom of noodwendig mense in die beroep geken het nie, was dit vir my baie insiggewend om mense het altyd hierdie persepsie byvoorbeeld as iemand 'n LLB swaar dan word hy 'n prokureur, maar daar's eintlik soveel meer in dit. Daar's soveel eintlik verskillende beroepsvelde binne in so rigting en maatskaplike werkers is eintlik niks anders nie. Daar's verskillende beroepe binne in die maatskaplike werkersomgewing en ek dink nie mense besef dit altyd nie. En elkeen is werklik 'n spesialisveld en ek dink dit is baie belangrik. Dit kom maar neer op daai sê ding van Jack of all trades, master of none. En op die einde van die dag is dit belangrik dat mense die geleentheid kry om te spesialiseer. Ek dink dit is iets wat ons natuurlik ook in die VPO opleiding gesien het, wat ons uitrol, 'n ou begin met breë temas en dan begin jy agterkom maar mense wil eintlik in daai spesialisvelde dieper kennis opdoen en dan noodsaak dit 'n mens om natuurlik jou plan van aksie te verander. Is daar iets anders wat jy graag sou wil byvoeg? Nee, Helgard, ek dink jy het dit nou maar eintlik gesê dat mense wil jy weet spesialiseer en hulle wil hulle self bemagtig in daai rigting. Soos jy nou eintlik gesê het, ons bied die VPO CPD-punte aan vir die lede van die maatskaplike werkersnetwerk, maar ons het besef, ons moet opleiding uitrol vir bejaardesorg, vir gestremdes, vir mense wat werk met gestremdes, vir kinders, vir gemeenskapsontwikkeling, want op die einde van die dag is kennis mag, en as jy nie
jouself daar volgens bemagtig nie. Op die einde van die dag moet ons as 'n netwerk ook verantwoordelikheid vat om te sê ons bemagtig ons maatskaplike werkers om regtig op gemeenskapsvlak die werk te gaan effektief doen. Ons gee vir hulle gidse, ons gee vir hulle hulpmiddels, ons gee vir hulle opleiding, ons gee vir hulle mentorskapprogramme en groepsupervisie, want op die einde van die dag is dit ons verantwoordelikheid ook om daai maatskaplike werkers se hande sterker te maak sodat dit die gemeenskap kan mobiliseer, want die onderwerp hier vandag is meer selfstandige maatskaplike ondersteuning en dit is presies wat ons op die einde van die dag moet doen is deur om die maatskaplike werkers sterk te maak. Deur verskeie elemente kan daai maatskaplike werker weer die gemeenskap mobiliseer om op die einde van die dag 'n sterker, beter Suid-Afrika saam te kan bou. Dankie. Ek dink 'n belangrike element wat 'n mens ook aan moet dink is die feit dat maatskaplike werkers verdien nie miljoene rande nie en opleiding is duur. So oor die algemeen is dit ook moeilik vir 'n maatskaplike werker om kwaliteit opleiding te kry teen 'n bekostigbare prys. En ek dink wat 'n mens wat die netwerk besig is om reg te kry is om opleiding teen 'n bekostigbare prys aan te bied, maar die enigste rede daarvoor is omdat maatskaplike werkers eintlik dit saam befonds. Daai samehorigheid maak eintlik juist dat hulle dit dan meer bekostigbaar kan maak. En ek dink dit is eintlik 'n beginsel en 'n konsep wat ook iets sê oor die uitdagings in die beroep, dat mense dit eintlik net deur daai samehorigheid kan oplos en nie eintlik as individue nie. Daar's een ding wat ek nog graag oor sal wil gesels wat ek dink ons gemis het. En dit is, kyk, 'n mens gaan nooit die beroep 100% kan skei van die staat nie. Jy gaan nog steeds, jy is afhanklik van wetgewing en die wetgewingsraamwerk. Mense is steeds afhanklik van die polisie om byvoorbeeld verwyderings te doen, van die howe om sekere sake te beslis. Maar waar kry die maatskaplike werker hulle seggenskap teenoor die staat? En ek dink die netwerk het nou al oor 'n periode van tyd by verskeie geleenthede maniere gevestig waar die stem van die maatskaplike werker aan die staat oorgedra kan word, waar dit in die verlede nie bestaan het nie. So Bianca, as jy julle beide moet asseblief bydra, want ek dink dit is 'n belangrike element om net te noem dat die feit dat 'n mens kan saam staan en 'n spreekbuis het skep 'n platform om dan ook te beïnvloed. Elgard, jy's 100% reg. So ons het nou so 'n paar jaar terug het ons voor die portefeulje komitee by die parlement gaan verskyn spesifiek om van hierdie maatskaplike werkers se uitdagings te vat en te sê hoorie, ons kort ingryping. Iemand moet ons hierso help. En daarna het ons definitief baie beter verhoudings met nasionale DSD begin vestig. Ons dien ook nou op die National Child Care Protection Forum waar ons direk kan insette lewer. Ons was nou onlangs genooi om by SAPSAC te wees wat die Professional for Child Association for Child Abuse is. So die invloed wat 'n mens dan begin kry wanneer jy begin praat namens 'n groep mense. So sedert dan het ons al baie werk gedoen om te verseker hierdie maatskaplike werkers het 'n stem op departementsvlak en 'n mens kan dan so begin invloed toepas want 'n mens wil eintlik die gesprek verander. Jy wil nie altyd net 'n vyhandige gesprek hê nie. Iewers langs die pad kan ons begin om dit te laat deursyfer dat hier is hierdie probleem. Ons het onlangs met die Raad van Maatskaplike Beroepe ook gesels oor dat ons 'n belanghebbende is vir hierdie beroep. Laat ons as 'n stakeholder gesien word wanneer hulle wetgewing en goed wysig. So op die einde van die dag wil ons 'n vennootskap hê om die beste moontlike uitkomste vir die beroep te hê. Dit beteken nie ons wil alles saam met hulle doen nie, maar ons wil die goed wat ons saam met hulle moet doen, wil ons tog op die einde van die dag beter te kan saam doen, sodat dit 'n greintjie is wat ons kan verlig van die sektor af. Ja, ek stem heeltemal saam met jou, Bianca. Ons moet altyd die statutêre kwessies gaan altyd deur die staat, maar moet gebeur. En dit is waar ons die wetgewing het, wat ons 'n bietjie vashou. Maar daar is 'n baie verskeidenheid dinge wat ons onsself aan die staat bind, wat ons nie hoef aan te bind nie. So ja, met die statutêre aspekte definitief, maar ons hoef nie alles saam met die staat te doen nie. Ons moet daai kop skuif maak.
dink is 'n baie belangrike punt en ek weet dit is iets wat pertinent in die plan of in die toekomsberaad se verslag eintlik dan nou genoem word, is dat daar's 'n geneigtheid om dadelik aan te neem dat 'n mens sekere goed nie mag doen nie want wetgewing laat dit nie toe nie. Maar as 'n mens die relevante stukke wetgewing gaan lees, dan is daar nie iets daar's niks in daai stuk wetgewing wat dan sekere goed verbied nie. Met ander woorde, as hy dit nie uitdruklik verbied nie, kan jy dit eintlik doen. Maar baie keer sonder om te gaan lees maak mense die aanname dat hulle dit nie kan doen nie. En beperk eintlik dan hulle eie funksionering en die bydrae wat hulle kan lewer. En ek dink dit is 'n belangrike element wat uitgekom het en dis eintlik half 'n handbriek, jy weet, wat hierdie selfstandigheid ook terughou. Tot 'n groot mate en 'n mens plaas eintlik daai las op jouself en ek dink die beroep het dit tot 'n groot mate gedoen en dis 'n baie belangrike ding wat ek dink uitgekom het uit hierdie hele proses uit, is dat 'n mens nie jouself hoef te beperk as daar nie ander beperkings is nie. Jy kan eintlik baie meer doen as wat jy dink. En dit is wat so lekker is van die plan wat ons saamgestel het. Want nou gaan ons gaan verder dink. Wat is die volgende stap? Ons het nog nie al die antwoorde nie, maar ons begin nou te dink, wat is die volgende stap en wat is die volgende stap? En dit is hoekom ons as lekker beroepsnetwerk, helpende hand, almal saamwerk met die gemeenskap om te sê, hoe gaan ons nou hierdie kwessies aanspreek? Dankie. Net so ter afsluiting sal ek graag by julle elkeen net wil hoor, jy weet, as 'n mens nou hierna kyk, ons praat nou oor wat die beroep moet doen, wat ons as netwerk moet doen, wat Solidariteit Helpende Hand moet doen, maar my vraag is, wat kan die gemeenskap dan ook doen om die beroep te bevorder en 'n maatskaplike werker se werk makliker te maak? Mens vat nou die plan na die gemeenskap toe. Wat is die gemeenskap se rol en wat is die verwagtinge dan nou van die gemeenskap? Helgard, ek wil dit baie kort en kragtig hou daai ene. Is waar ons baie individualisties opgetree het in die verlede, is ek en my gesin, moet ons begin kyk en omgee vir die gemeenskap en kyk wat in die gemeenskap is en meer betrokke raak in die gemeenskap, want dit is op die ou end waar ons die voorkomende werk kan begin doen. Ja, ek dink Helgard, soos hy eintlik sê, ons moet begin as 'n gemeenskap na mekaar kyk, maar ek dink ook daar waar jy in 'n gemeenskap is, sê nou maar jy is by die polisie of jy is by 'n GPF in jou omgewing betrokke. Daai maatskaplike instansies het jou hulp nodig en jy kan gaan hand opsteek. Jy hoef nie altyd net op jou eie eiland te leef en te dink dis wat ek doen nie. Almal sê altyd ja, hulle het genoeg hulp, hulle kry genoeg befondsing. Dis nie altyd waar nie. Daar's definitief ruimte vir gemeenskappe, maar ek dink ook dit begin weer teruggaan na ons kerke en ons skole en ons gemeenskapsorganisasies om weer hande saam te vat en te kyk hoe hulle daai gemeenskap, en ons moet ophou so groot dink, ons moet ophou nasionaal dink, en jy moet begin dink, ek wat in die moot bly, die moot moet begin dink, hoe maak ons die moot groot? En dis die ding, ons moet ophou dink aan hoe maak ons die hele Pretoria goed? Hoe maak jy jou klein deel van jou gemeenskap goed? En ek dink dis iets wat die beweging tog goed reg kry. Ek sien gereeld hoe AfriForum gras nou op die hoek en hoe helpende hand en jy weet, dit is definitief iets wat daar gebeur, maar ons maatskaplike organisasies kry nog nie die ondersteuning uit die gemeenskap uit nie, en dit is eintlik in elkeen se verantwoordelikheid self. Ja, dankie. Ek dink 'n klein ding wat ek wil byvoeg is, baie keer, ons het net nou gepraat oor mense se beperkende denke, maar baie keer sal iemand dink, ek het nie iets om te offer nie. Maar jy besef nie wat se bydrae jy kan lewer as jy nog nie byvoorbeeld die behoefte gesien het nie. En ek dink dit is baie keer wat gebeur, is 'n mens dink in jou kop, ek het niks om te offer nie, so jy gaan nie na 'n vergadering toe of wat ook al nie, en jy besef dan nooit wat die behoefte is nie. So daai klein trappie of tree wat jy kan gee deur net deel te neem, laat partykeer jou besef, maar ek het iets om by te dra hier en dit kan 'n verskil in die gemeenskap maak. So van my kant af, ja, dink ek dit is die eerste stap, is om te sorg dat jy deelneem, moenie op die kantlyn sit nie. Dan van my kant af wil ek maar net dankie sê vir Kragdag vir die geleentheid en die platform dat ons hierdie gesprek hier kan voer, en ons wil maar net vir al die feesgangers sê, ons wens hulle 'n wonderlike volgende dag of twee toe.